Goeiedag en dit is weer lekker om met die boere te gesels en ons moet, gelukkig of ongelukkig, moet ons weer oor die rand-dollar gesels. Die mark bly ongelooflik sterk, die rand bly sterk. Ons het hierdie groot kop en skouer formasie. Ek kan hom dalk net vir julle wys dat julle net weer julle gedagte rondom hom kry. Daar's die linker skouer, daar's die groot kop, daar was die regter skouer en ons is besig om binne in hierdie regter skouer laer te beweeg. Maar as ons na die grafiek kyk, in hierdie groot kop en skouer wat die teiken R17 voor is, wat ek nou vir julle gewys het en self 16.56, het hier so stil 'n dalende wig ontwikkel. Nou jy kry dit heel party wanneer 'n tendens heel duidelik na onder is, kry jy 'n ander formasie om jou vroegtydig te waarsku dat wanneer die val of die styging te veel was, daar 'n ander formasie begin vir jou waarskuwingstekens deurgee van wat kan gebeur as daardie instrument, in hierdie geval die rand-dollar, kan verswak. Nou op die oomblik, soos ek sê, heeltemal duidelik na onder toe. Ons is binne in hierdie dalende wig. Niks stop hierdie dalende wig op die oomblik nie. Maar as ons bietjie kyk, as hy omdraai by R17.28, kan hierdie prys na boontoe breek en waarheen kan hy die rand vat? En ek verbeel my, as ek nou gaan reg wees, die rand het vir so lank baie lekker sterk beweeg. As hierdie rand gaan begin verswak, kan julle maar vir julleself regmaak, hy gaan soos blits verswak. So jy gaan nog jou oë knip, dan ewe skielik die rand verder verswak en hy kan die rand al die pad vat na R17.86 toe. Onthou julle, so 'n paar weke terug het ek gepraat van die witmielies wat onder druk is en as hy aan die gang kom, gaan hy sommer gou gaan. Wel, ons het letterlik in 'n kwessie van 'n paar dae byna R200 per ton gesien styg uit, amper kan jy sê, uit dieptes uit wat niemand geglo het wat kan gebeur nie. Ek dink dieselfde gaan gebeur met koring, maar dalk wag koring nou vir 'n swakker rand. Maar as jy wil regmaak vir 'n swakker rand bo 17.28 kan hy eers gaan, maar as hy na onder toe gaan, R17 en selfs R16.56 op die oomblik, is die Amerikaanse dollar die hond van die wêreld. Niemand wil dollars hê nie, maar ek bly by my punt, die markte het verskriklik gehardloop. En julle kan maar regmaak as die markte, ek praat van aandelemarkte, nie sagte kommoditeitmark nie, as die aandelemarkte bietjie gaan terugkom, gaan daardie geld vir die oomblik net by een plek lê. Mense gaan nie goud koop nie, goud is baie te hoog. Mense gaan letterlik hulle geld in dollar laat wag om te kyk waar die volgende geleentheid is. En as die geld in dollar wag, kan julle maar regmaak, gaan die rand nie versterk nie. Hy gaan 10 verswak. Maar soos wat ons weet, daar is die langtermyn bewegende gemiddelde, al die pad wys die rand vir ons dat hy sterker as dit, en dit lê op R17.98. Dis die 200 dae bewegende gemiddelde, maar let daarop, ons is ver van daardie vlak af. Ons kan maklik daai bene bietjie begin toemaak. Ons het net te ver na 'n kant beweeg. Kyk wat het hier gebeur in Julie maand. Ons het ver versterk. Ons het al die pad terug beweeg tot teen daai 200 dae bewegende gemiddelde. So wees maar versigtig. Kom ons kyk uit, maar eers bo 17.26 gaan die rand vir ons tekens wys dat hy wil verswak en 10 jou sagte kommoditeite ook meer werd maak. Wel, mooi loop, ons kuier weer. Besoek gerus ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting en ons kuier weer.